Gerda, vandag se vraag dink ek is absoluut soveel mense wonder hieroor en ek streef daarna, maar werk-lewe balans, is dit 'n mite of is dit 'n moontlikheid? Lisa, ek het al, as ek moet tel hoeveel keer ek al vir my kliënte in my spreekkamer die volgende gesê het, dan sal ek al 'n baie ryk mens kon wees as ek 'n rand kry vir elke keer. Maar ek glo ten volle dat werk-lewe balans is 'n konsep wat uitgedink is om selfhelpboeke te probeer verkoop. Want dit is eintlik nie vir ons moontlik as enige mens om ooit presies 100% binne balans te wees wat werk en lewe aanbetref nie. Ek dink 'n ander perspektief wat ek bietjie meer self ook glo wat daarbey aansluit is dat ons dalk eerder moet dink aan dit as 'n beweging, 'n pendulum wat swaai. Soms gaan jy 'n bietjie meer in hierdie een area van jou lewe moet gee en dit is dalk nou 'n bietjie werk en dan gaan dinge swaai en jy gaan dan weer 'n bietjie meer aandag aan die ander kant moet gee. En iewers hier in die middel van die pendulum is daar 'n oomblik van balans. So as ons dit so wil sien, ja, dan kan ons sê daar is momente van balans binne hierdie oscillasie tussen werk en die res van jou lewe. Maar ek dink vir so lank as wat jou doel is om te streef na perfekte balans die hele tyd, gaan jy uitmis op 'n pragtige dans in die lewe en gaan jy jouself moeg maak in die strewe na balans, want dit is kortstondig. Daai prentjie van die pendulum, ek weet dit het my baie gehelp om so te begin dink oor die lewe, want ek het net gedink ek misluk, 'n totale mislukking vir my eie lewe, want ek kan nooit net presies in balans wees nie. En toe besef ek dink dit is omdat dit nie regtig bestaan nie. Ek dink regtig mense streef so hard daarvoor, maar dit is ietsie wat ons ontwyk. Ek voel nou skuldig, want ek het 'n groot bydrae gelewer tot mense wat kyk vir soveel jare het almal gesê hulle streef na geluk, né? En dan het ons mooi verduidelik daar is nie iets soos jy gaan altyd gelukkig wees nie. Maar mens moet dan nou meer streef na balans. Nou voel dit vir my ek het aandeel met wie is ek deur al die jare om nou mense in 'n ander bewoording in te gedruk het. In plaas van geluk sê ons nou balans. En nou besef ek dit is wat waar wat jy sê. Daar bestaan nie iets soos perfekte balans soos wat daar nie bestaan perfekte geluk nie. As ons nie, en ek neem aan dit is die punt wat ons moet sê, is as jy nie soms uit balans uit is nie, gaan jy ook nie weet hoe dit voel om in balans te wees nie. As jy nie weet hoe dit voel om ongemaklik te wees nie, gaan jy nie weet hoe dit voel om gemaklik te wees. Dit is daai absolute swart en wit van die lewe. Lisa, ek dink dalk moet ek dit jy weet ek wil nie jy moet skuldig voel nie, reg, want ek dink jy weet dit is belangrik vir mense om te weet dat hulle vir iets anders as geluk moet streef. Maar kom ons kyk gou net na hoe balans definieer word. En ek dink dit is waarmee my groot ongemak kom. Baie mense sal balans definieer as jy moet altyd kalm wees, jy moet presies kan proporsioneel kan sê nee vir werk, wanneer 5 uur slaan is jy klaar gewerk. Dan is jy net by jou huis en jy moet 100% daar teenwoordig wees. En dalk is dit die nie vir my beskore nie en nie vir my in my konteks beskore nie, omdat ek en my man albei ons eie besighede het, so ons leef definitief nie met daardie luksheid om 5 uur te kan afklok nie. Maar wat ek besef is wanneer mense daardie prentjie van balans soek, en dit is 'n klein bietjie van 'n balans wat ek dink mense geleen het by die Zen Boeddhisme, waar alles is kalm, alles is rustig, alles is in lyn. Dit is daai prentjie van jy weet alles is net in lyn. Mense maak hulle moeg op strewe daarna. Maar mense wat kan sê, jy weet, ek gee my alles by die werk. Ek gee ek my alles. Ek sit in, ek hanteer die uitdagings en dan in die res van my lewe, daar gee ek ook my alles. Daar sit ek in en ek doen. Maar jy besef dat partykeer gaan die eise van die lewe vereis dat jy op sekere tye bietjie meer in die een gee en 'n bietjie minder op die ander ene kan gee. Dan raak die prentjie. Ek dink dit is net 'n diskurs. Ek dink dit is net 'n gesprek wat ons moet hê en sê, is die prentjie van balans dit wat balans regtig is? Een van my kliënte het vir my enige dingetjie aangebring wat vir my so kosbaar was, juis oor die onderwerp van balans, en gesê dat as dit nie was vir wanbalans nie, het ons nooit geleer loop nie. Want
dit is wanbalans wat ons vorentoe laat jy weet propileer sodat ons 'n tree kan neersit en sê, okay, ek beweeg. So eintlik balans is 'n baie ek kan nou sê dit is moontlik 'n manier van wees wat baie stagnant, baie stil, baie rustig kalm is. Lekker, ek hou ook daarvan. Die prentjie daarvan trek my verskriklik aan net in my wese en my persoonlikheid. Maar die realiteit is eintlik dat as ons altyd in daardie toestand was, sou daar baie min beweging gewees het. En eintlik is dit tog belangrik dat ons op 'n manier in beweging bly. Of dit nou 'n vorentoe val of 'n vorentoe tree is. Maar daai wanbalans, daai momentum kan vir ons soveel help as ons dit net ophou teeskop. As ons net voel, jy weet, jy's 'n mislukking wanneer jy dit nie reg kry nie. En ek dink dit is meer my ongemak met balans. Ek dink tog ons het almal oomblikke van balans. Ek hoop so. Ek hoop ons het almal oomblikke van balans, maar ek hoop ook dat mense okay is daarmee dat dit net 'n oomblik is en dat dit nie eintlik 'n toestand is nie, maar dat dit 'n oomblik is in jou lewe wanneer die dinge net mooi reg is. Soms is dit 'n asem lank, ander kere is dit miskien 'n dag of 2 lank, maar ons is eintlik maar die heeltyd in beweging as mense. Ek hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, en ek weet nie of dit nou enigstens eintlik met die gesprek te doen het nie, maar hoe meer besef ek, eintlik is alles die hele tyd ongemaklik. Ons is eintlik altyd maar in 'n ongemaklike negatiewe rooi streep onder die lyn gevoel. En ons kastei onsself so asof dit jou skuld is. Ons almal sê die woorde die lewe gebeur met jou in die lewe kan baie keer maar swaar wees en so, maar tog ons vat dit baie hard op onsself dat as dinge nie uitwerk, is dit sommer wie ek is en hoe ek is en dis ek en niemand is lief vir my nie en ek is alleen en dit is hierdie verskriklike drama rondom, maar die lewe is maar eintlik maar net nie eintlik baie maklik nie en ons moet maar net ons beste oomblikke vind. Dis al wat ons kan doen is om kry maar net die lekker tye en dan gaan ons maar weer vrolik voort met die ongemak. Is dit belaglik om dit so te sê? Dis so glad nie, maar ek kry nou snaaks want ek dink dit is 'n sienswyse wat ons deel. En tog as mense dit vir mense sê, dan klink dit uiters fatalisties. Dit klink regtig donker. En die groot risiko is dat ons nou luisteraars het wat nou hopeloos is as hulle na die gesprek luister. Maar dis nie die punt nie. Die punt is nie dat alles net moeilik is en ons moet dit maar net aanvaar nie. Die punt is dat moeilik het 'n funksie. Ongemak het 'n funksie. En as ons dit probeer wegdruk, dan ondermyn ons die funksie daarvan. 'n Interessante studie wat ek nou toevallig vanoggend op afgekom het hulle gekyk na die impak van sosiale media, wat dit doen aan ons brein en een van die goed wat hulle gesê het is dit stomp ons af vir ongemak. En dit beteken wanneer dit gebeur, as ons uit 'n neuropsigologiese perspektief kyk of uit 'n neurobiologiese perspektief kyk, is ongemak is eintlik jou sentrale senuweestelsel wat syne uit die omgewing neem, wat vir jou sê hier is ietsie wat potensieel moontlik gevaarlik kan wees. So kom ons raak bietjie net meer wakker. Kom ons kyk. Alles wat ons beleef, ongemaklik, die lekker, die sleg, alles is heeltyd inligting wat ons kry, wat ons sentrale senuweestelsel gebruik om inligting te gee. Nou, as ons dit afstomp, as ons onsself afstomp van ongemak, dan leer jy vir jou brein ongemak is ongewens en jy moet dit vermy. En wat jy dan doen is, jy blokkeer jou sentrale senuweestelsel se natuurlike vermoë om jou aan die lewe te hou. Jou brein stel nie so baie belang daarin om jou gelukkig te hou nie. Jou brein stel baie belang daarin om jou aan die lewe te hou. En ongelukkig is ons maar 'n produk van ons fisiologie ook. So ek wil nou sê as ons so daarna kyk en ek dit maak my baie opgewonde want die ander kant van dit is as jy kan leer om ongemak te gebruik en jy kan dit omarm en sê wat kan ek hieruit leer, dan is jy besig om jouself te sensitiseer vir groter veerkragtigheid. Jy is besig om in jouself die vermoë te ontwikkel om te sê binne balans of buite balans, dit maak eintlik nie saak nie. Ek weet ek het wat dit vat om hierdie ding te oorkom. Jy weet, ek dink nou aan
ag die idee dat 'n mens moet perfek die balans ding, ek gaan weer terug sirkels toe. Die idee dat jy moet presies kan sê jy oefen elke dag, jy eet altyd net reg, jy slaap 100% 8 ure. Jy lewe so 'n bietjie soos Brian Johnson. Goed, dan het jy dit nou reg. Alles is in balans. Daar is niks fout en jy gaan nou leef tot by 110. Vir my as 'n gewone mens is daar altyd een van daai dinge wat nie besig is om te gebeur nie. En dis gewoonlik oefen, ek moet bieg. Maar jy weet, iewers eet ek dalk ongesond, iewers oefen ek dalk nie genoeg elke liewe dag nie. Iewers het ek dalk net 4 ure geslaap. Maar oor die groter prentjie hanteer, ons het 'n toleransie daarvoor, want die groter prentjie is meeste dinge, meeste van die tyd is ons besig om genoeg van te kry. So ons kan die wanbalans kan ons hanteer. En psigies is dit nie veel anders nie. As jy oor die algemeen goeie verhoudings het en jy het oor die algemeen jy weet 'n vreugde in jou werk en vreugde in verhoudings en so, dan kan jy eintlik die wanbalans, jy kan dit hanteer. Dis wanneer jy oortuig is daarvan dat daar net 'n baie klein marge is vir hoe die lewe moet uitspeel, wanneer jy eintlik dit nie voor toleransie kan hê nie. En dit is wanneer mense uitmekaar uitval en sê, maar alles is buite balans. Ek hou daarvan om te dink, kom ons omarm die buitebalans. Kom ons kyk wat ons daar uit kan vat. Die bietjie chaos is nie 'n slegte ding nie. Dit voel vir my, en ons tyd is nou min, maar ek moet sê, dit voel vir my, dit is waar sekere mense wat dit reg kry om vir verslawing behandeling te kry, is dat hulle leer juist dit. Hulle leer dat niks is altyd perfek nie. Alles gaan nie altyd uitwerk nie. En dinge is, dis maar net hoe die lewe is. En dit is 'n, want daai wat my God give me the will to wat die goed wat ek kan beheer en die goed wat ek nie kan beheer. Ja. Ek het die strength to see. Wat kan ek en wat kan ek nie? Dat mens dit net kan sien en dit erken en bewus wees daarvan. Maar mense, indien julle enige vrae het, jy kan 'n e-pos stuur na lise@wsek.co.za. En ek sê baie dankie aan Gerda Kriel, sy is 'n kliniese sielkundige van Somerset West. Alle besonderhede is by die gesprek. Deel die gesprek, mense weet nooit nodig om hierdie te sien nie. En soos altyd, kyk mooi na jouself.